Ons is vanaand by mekaar om die nagmaal te gedenk. En vir die mense wat aanlyn kyk, ek weet dat 'n paar wat al reeds gesê het, hulle gaan ons volg aanlyn. Kry so lank by jou huis jou brood en jou wyn of jou of jou sap of wat by mekaar, en die oomblik as ons gaan aan die einde van die diens gaan ons die nagmaal geniet. Maar sodat jy die betekenis ook van nagmaal saam met ons kry. Want nagmaal is nie net 'n ding wat ons hier doen. Nagmaal is 'n ding wat ons doen om die Here te gedenk. Want sy woord sê, doen dit tot my gedagtenis. En dit is wat ons vanaand gaan doen. So, vir die aanlyn kykers, julle is welkom om so lank julle goed by mekaar te kry. En luister maar, soos ons deur die diens gaan. Een en elkeen vanaand wat hier is, baie welkom. Welkom by ons gemeente, maar welkom ook amper al by 'n tradisie wat ons het, om die instelling van die nagmaal simbolies te vier vanaand. Soos wat Jesus het gedoen het dan ook op die vooraand van sy kruisiging. Jesus het hierdie nagmaal ingestel met 'n paasmaaltyd. Hy het besluit, kom ek gou, jy het my nog net oorsit by volgende slide sit. Hierso. Want die paasmaaltyd is ingestel as 'n nuwe verbond, waar hy die brood gebruik het en waar hy wyn gebruik het, om sy liggaam en sy bloed te verteenwoordig. Ons het nie vanaand wyn gekry nie. My logistieke dag het nie reg uitgewerk, maar ons het sap. So ons gaan die simboliek van die sap vanaand gebruik as wyn, soos wat Jesus het ook dan gedoen het. Want hierdie brood en hierdie wyn verteenwoordig Jesus se opoffering wat hy gedoen het, om vir ons te sterwe, sodat ons sondes vergewe kan word. En ons lees hierdie handeling, dit word beskryf in Matteus 26, Markus 14, Lukas 22, en dan die bekende van Paulus in 1 Korintiërs 11, waar ons beveel word. Dis nie, julle kan dit maar doen nie. Dis 'n bevel wat Jesus gee om te sê, vir elke gelowige moet jy dit doen ter herinnering van my opstanding. Eers my sterwe en dan my opstanding. So Jesus het vir ons die bevel gegee en ons moet dit eerbiedig om sy dood en sy opstanding te herdenk. Maar daar's 'n paar kernaspekte van die Paasfees wat ingestel is, wat ons dan vanaand so vlugtig net gaan kyk. Want heel eerste is dit die geleentheid. Daar moet 'n geleentheid wees. Hoekom is dit ingestel? En wanneer is dit ingestel? En ons sien hierdie geleentheid was met die Paasfees, kort voor sy kruisiging. Die elemente wat gebruik is brood, wat Jesus se liggaam verteenwoordig, maar ook wyn, wat sy bloed verteenwoordig. Die bloed wat vir ons gevloei het, vir hierdie nuwe verbond wat daar gestig is, vir die vergifnis van my en van jou sonde. En dan was daar 'n opdrag gewees. En die opdrag is, doen dit so dikwels as wat jy kan, tot my gedagtenis. Dit is nie net sommer nie. Dit is nie net nog 'n ritueel nie. Want die betekenis daarvan is, dis 'n teken van 'n verbond wat daar met ons gemaak is. 'n Geestelike voeding en ook 'n verkondiging. 'n Verkondiging na buite toe, dat die Here se dood gevier sal word, totdat hy weer kom. Totdat hy weer saam met ons aan tafel sal wees. Maar dan kry ons in 1 Korintiërs 11 'n waarskuwing van selfondersoek, voordat ons die nagmaal geniet. En dit beklemtoon dat elke gelowige homself of haarself sal ondersoek, voordat jy die nagmaal gebruik, sodat jy dit waardig kan eet en kan drink. Want die nagmaal dien dan as herinnering van Jesus se offer en die viering van elke gelowige om in eenheid met hom te kom. Jesus stel, soos ek gesê het, op die vooraand van sy kruisiging, hierdie soenoffer in, 'n sakrament van brood en van wyn, vir 'n nuwe bedeling.
En ons sien dat hierdie sakrament is 'n gedagtenismaaltyd. Ons gaan vanaand kyk na die 3 sakramente. Die gedagtenismaaltyd, die gemeenskapsmaaltyd en dan ook dat dit 'n verwagvolle maaltyd sal wees. Ons sit vanaand aan tafel soos wat die disippels van ouds aan tafel gesit het. Hulle het die voorreg gehad om saam met Jesus te sit. En soos ons vanaand gaan sien, is Jesus nie net saam met ons nie, hy is ook in ons. Want sy gees is saam met ons en sy teenwoordigheid is in en om elkeen van ons vanaand. Die eerste punt wat ek gesê het is dat hierdie is 'n gedagtenismaaltyd. Dit is 'n sakrament as 'n gedagtenismaaltyd. Christus se laaste woorde vir sy disippels voordat hy gesterf het, was nie soos met die vorige maaltye nie. Want hy het saam met die disippels 'n paar keer voor dit het hulle ook deur die Pasgafees gegaan. Hierdie was 'n spesiale aand gewees. Hierdie was 'n aand wat hy 'n woord vir hulle wou gee. Vir hulle wou toerus vir hulle toekoms. En dit is ook waar ons dan vanaand simbolies ook die Paasfees vier. Want Jesus het vir ons gesterf. Ons sien hoe Jesus gegaan het en hy het nie net gesê, kom, ons eet nie. Hy het dit sorgvuldig gaan beplan. Hy het die disippels vooruitgestuur. Gaan kry vir my die plek so lank reg. Kry alles in plek, want vanaand is 'n spesiale aand. Dis nie net nog 'n ete nie. En tydens die maaltyd wat hy daardie aand vir sy disippels gehou het dit veral gegaan oor 'n spesifieke moment wat daar was. En ons gaan vanaand net nou gaan ons die wow oomblik beleef as ons sien wat was hierdie spesifieke moment gewees. Want dit was spesiaal geweest. Die Here het die woord geneem en hy het spesifiek die brood en die wyn uitgesonder as tekens om sy middelaarswerk vir almal te verkondig en een en elkeen te herinner aan sy middelaarswerk. So ons kan sê die nagmaal is 'n gedagtesmaaltyd. As ons kyk na die evangeliste, die eerste 3 evangeliste het elkeen sy eie perspektief gehad op hierdie unieke aand. Hierdie unieke gebeurtenis wat daar was. Daardie nag toe Jesus verraai is. Sowel by die evangeliste as ook Paulus sien ons dat die klem lê op Jesus se woord. Doen dit tot my gedagtenis. Dis nie 'n ritueel nie. Ons doen dit tot sy gedagtenis. Die Here Jesus wil hê dat ons nooit vergeet wat gebeur het tydens die laaste viering van die Paasmaaltyd nie. Want die Paasmaaltyd was deel van die Joodse Pasgaviering. As ons net nou die brood gaan eet, gaan julle ook sien, ons gaan ongesuurde brode eet. En ek moet vir Rolien dankie sê, want sy het dit vervolmaak om dit reg te kry. Ons gaan dit eet, want met die Pasga het hulle simbolies, het hulle die ongesuurde brood geëet. Ons tafels is vol brood, dis lekker kos op die tafels. Ons gaan nie ongesuurde brode eet nie, maar simbolies gaan ons die brood breek, soos Jesus dit gebreek het. Met ongesuurde brode dan. En dan gaan ons ook sien dat die brood word voortaan geteken as Jesus se liggaam uitgebeeld. En die feit dat ons die brood gaan breek, en dat ons tot vandag toe, Jesus het die brood gebreek, en tot vandag toe nog, breek ons die brood, om dit sigbaar te maak, om te simboliseer, dat daar's 'n liggaam wat gebreek is, 'n liggaam wat uitmekaar geruk is vir ons. En ook word dit dan duidelik gemaak dat elke disipel het 'n gedeelte van een brood afgebreek. Ons gaan vanaand nie een brood nie, maar dit gaan uit een beslag uitkom. So ons gaan simbolies nog steeds uit een brood uit, gaan ons elkeen 'n stuk afbreek. Maar die simboliek daaraan is dat ons almal aan een liggaam behoort. Ons breek ons gedeelte uit die liggaam uit af.
want ons is besig met 'n gemeenskapsmaaltyd. Net soos almal letterlik van dieselfde brood eet, so eet ons ook almal geestelik van dieselfde brood. En dit is Christus. En dan sien ons daarna het Jesus die beker geneem van danksegging en hy het die woord geneem. En nou was dit so dat daar met die Pasgaviering van die Jode 4 bekers was. Oftewel 4 momente wat hulle wyn gedrink het. Mense sou dit kan vergelyk met vandag met ons huwelike. Daar word 4 huildronke op 'n huwelik ingesit. Wat is die woord? Ingestel, dankie julle. So, met 'n huweliksfees word daar 4 huildronke ingestel. En dit word spesifiek ingestel om aan spesifieke mense te dink. Ons drink ook so 'n bietjie saam daar, maar ons stel dit in om aan daai persoon te dink, op wie die huildronk ingestel word. En hierdie beker van danksegging, wat Jesus geneem het, was die 3de beker gewees. En dit is nogal belangrik om te weet, hoekom het hy die 3de moment gebruik om die beker te vat, die wyn te vat en op die 3de geleentheid te sê, hierdie is my bloed. Want die 3de oomblik in die Joodse tradisie was, as jy die wyn op die 3de keer drink, is dit spesifiek 'n beker van danksegging. 'n Vreugdesbeker. Jy sê dankie, maar jy het ook vreugde in jou hart met die 3de beker. En dis 'n teken dan ook, dat Jesus se bloed vir ons gevloei het, uit danksegging uit, maar dit vir ons 'n vreugde is. Sowel die brood en die wyn verwys dus na die offer wat sy lewe die volgende dag vir ons sou gebring het. Jesus koppel 'n nuwe betekenis aan die Pasgafees. Die nagmaal word gebore uit hierdie Pasgafees uit. Soos deur die eeue lank is daar lammetjies geslag met die Pasgafees. Maar met die Paasfees is die groot finale lam vir ons geslag. Die Pasga-maaltyd was 'n maaltyd waarvan God die bevryding van sy volk uit Egipte, wat hulle gevier het. Hulle het uit slawerny uitgekom en so het hulle dan die Pasga gevier. En dit was hulle herdenking om te dink, ons is nou vry van slawerny. En as jy iets herdenk, is dit om dit opnuut te beleef. Elke keer wat ons iets herdenk, dan herinner jy jouself, wat het gebeur? Hoekom het dit gebeur? Waar het dit gebeur? Ons herleef en ons beleef ons herdenkings. En dan sien ons nou wys Jesus sy disippels daarop, dat daar weer 'n wonder gaan gebeur, wat nog veel groter gaan wees, as die verlossing wat uit Israel uit Egipte uitgekom het. Dit word die wonder van die toekoms. Iets wat ons in die toekoms gaan herdenk. Nou toe ek 'n klein seentjie was, het die predikante baie gehamer dat die einde is naby. Nou dis so 'n paar dekades later en ek kan die Here dankie sê. Die einde is nou nog nader. Ons herdenk gereeld die nagmaal. Jesus se koms wat op pad is. Want net soos die doop is die nagmaal ook 'n teken en 'n versekering. Want 'n teken, ons almal weet, 'n teken is iets wat sigbaar uitgebeeld word. 'n Teken is nie iets wat jy van praat nie. Dis iets wat jy sien, dis iets wat jy leef. Dis iets wat jy beleef. En soos ons vanaand gaan sien ook, brood en wyn is sigbare tekens. Dis nie iets wat weggesteek is nie. Dis iets wat ons gaan doen, ons gaan vat, ons gaan proe, ons gaan ruik. En as jy eet en drink, mag jy verseker weet van sy versoenende offer, dat dit ook vir jou geld vanaand. Aan al hierdie mooi dinge, dink ons in hierdie viering. Ons herdenk. Ons doen nie net as ons aan die tafel sit nie.
maar ook vir die res van ons lewe. Ons herdenk hoe ingrypend Christus ons lewe verander het. Want die dag as jy die Here Jesus aangeneem het, dan verander jou lewe. Dan kom 'n nuwe mens uit, met 'n nuwe denkwyse. En laat ek iets positief ook sê. Almal mag na hierdie fees toe kom. 'n Nagmaalfees is nie 'n fees wat eksklusiwiteit verkondig nie. Een en elkeen is welkom daarbey. Jy hoef nie tuis te bly as dit 'n nagmaal naweek is nie. Jy hoef nie te sê, maar ek is nie gereed vir die nagmaal nie. Want elke een gedenk die nagmaal op jou eie vlak. Wie die Here Jesus in jou lewe is en wat hy vir jou gedoen het. En so herdenk ons almal saam die nagmaal. En elkeen van ons weet wat my sonde in my hart is. Ek besef wat die erns van my sonde is. Gaan dit my minder laat uitsien na die nagmaal? Nee. En ek gaan ook nie kom en sê, is dit alweer nagmaal nie? Want ek sien uit om saam met medegelowiges te wees en te weet, Jesus Christus het vir my sondes ook gesterf. Die tweede sakrament is die sakrament van 'n gemeenskapsmaaltyd. Dis nie net 'n gedagtenismaaltyd. Ons dink nie net terug. Jy moet 'n gelowige gaan, wat het Jesus vir ons gedoen nie? Ons vier 'n lewende Here Jesus, wat vandag by ons is. En die brood en die wyn, wat ons vandag gaan deel hy nie net homself met jou nie, hy gee sy lewe ook vir jou. Hy gee homself aan jou. En jy vertrou in geloof jouself aan hom ook toe. Dis die eintlike doel van hierdie sakrament. Hy in jou en jy in hom. Ons word deur die Heilige Gees, wat sowel as Christus as ook in ons woon, verbind tot 'n gemeenskap, tot een liggaam toe. En daar ontstaan 'n verbintenis. Dit wys daarop dat hoewel Christus liggaamlik in die hemel is, dit nie beteken dat hy ver weg is van ons af nie. Hy is juis hier by ons, deur sy Heilige Gees. Hy is vanaand die gasheer aan tafel saam met ons. As ons nagmaal vier, dink ons dis nie terug aan wat Jesus vir ons gedoen het, toe hy gehang het aan die kruis nie. Maar ons ontmoet vanaand 'n lewende Here, 'n Here wat saam met ons is. Jesus Christus, wat alle mag het op die hemel, maar ook op die aarde. Hy wat beloof het, kyk, ek is met julle, alle dae, tot aan die volëinding van die wêreld. Daarom is die nagmaal 'n gemeenskapsmaaltyd, 'n verbintenis met ons hoof, Jesus Christus. Maar in die tweede plek is dit ook 'n verbintenis met jou broers en jou susters, wat vanaand langs jou sit, en oorkant jou sit, en om ons is. Lede van een liggaam. Daarop het die brood al gewys, waarvan elkeen 'n stukkie kry. Ook hierdie aspek is wesentlik vir die viering van die nagmaal. Dis 'n maaltyd, waarin alle mense, verskillende mense, saam rondom die tafel sit en saam deel aan dieselfde lewensbrood. Aan die nagmaaltafel kyk ons dis nie net boontoe nie. Ons kyk ook links en regs. Ons kyk ook vir mekaar. En ons sorg vir mekaar. Ons besef dat Christus ons aan mekaar geskenk het. En daarom sal daar liefde tussen ons wees. Belangstelling vir mekaar. Mekaar se geloof. Vra wat jy onder mekaar het. Verdriet wat die een party het. Vreugde wat die ander party het. So is ons saam as een. Net soos wanneer ons tuis aan tafel sit.
Ons het nie daarop gefokus om ons eie maag vol te kry nie, maar om kos met mekaar te deel, en om mekaar te ontmoet, en met mekaar te gesels, en met mekaar vrede te kan hê. En saam in die nagmaal gaan dit des te meer, wil ons dit vervolmaak. Ons sien in die Nuwe Testament, dat die viering van die nagmaal gekombineer is met 'n gewone maaltyd. En dis ook wat ons vanaand 'n gewone maaltyd saam met ons nagmaal gaan hê. Want dit vat ons terug na die bekende 1 Korintiërs 11 toe, waar Paulus die opdragte gegee vir die nagmaal. Hy het nie gesê, kom, ons gaan die brood breek, hy het gesê, kom, ons gaan saam 'n maaltyd vier. En so kry ons vanaand dan ook die geleentheid om werklik met mekaar te gesels, om belang te stel. En so kom die aspek van onderlinge verbondenheid tot sy reg, dat hierdie ook 'n gemeenskapsmaaltyd is. Dit is belangrik in hierdie individualistiese lewe waarin ons lewe. Ons is 'n gemeente saam in Christus, en Christene moenie soos los sand wees nie. Ons is een liggaam, want omdat dit een brood is ons, hoe baie ook al, een liggaam. Die apostel Paulus het die kerk in Korinthe bestraf as gevolg van hulle individualistiese neigings. Hoewel hulle gesamentlike maaltyd gehad het, was daar tog ook groepsvormings, ook tydens die maaltyd. En ons lees dit, en is dit nie ook in ons vandagse lewens nog steeds die gevaar nie, dat elke een in sy familietjie gaan sit, elkeen sit in sy eie kring, elkeen sit by mekaar, of ons sit saam met vriende waarmee ons gewoonlik kuier. Dit was ook die gevaar in die Korinthe gewees. Die rykes het by mekaar gesit, en die armes het by mekaar gesit. En dit het veroorsaak dat die armes nie kos gekry het. Want hulle tafel het hulle nie kos gebring, en die rykes het dit gebring. En dan lees ons dat Paul wel gesê het, hulle het selfs dronk geword aan tafel. Wie eet, Paulus sê, wie eet en wie drink, eet en drink tot sy eie oordeel, as hy die liggaam nie onderskei nie. Die liggaam onderskei, dit wil sê, goed besef hoe die liggaam lyk. Die liggaam van Christus. As mense die liggaam van Christus sou saamstel, 'n kerk, dan sou hulle waarskynlik 'n klompie uitgelos het. Want as ons altyd daai een of twee, ek hou nie so baie van jou nie. As ek die kerk moet saamstel, sal ek nie jou naam daarop sit nie. As ek hierdie kerk moet saamstel, sal ek nie jou naam daarop sit nie. Maar dank die Here, Christus het die kerk saamgestel. Hy lyf almal in, en hy bring ons by mekaar. Hy vergader sy gemeente. Die mense in die Korinthe, en ek kan sê ook dit diensooreenkomstig kan dit ook van ons gesê word, behoort ons ook so te gedra, om die liggaam te onderskei. Dit beteken dat jy nie rug draai op iemand anders, wat nie 'n lid van jou kerk is nie. En om dit reg te kry, moet jy eers jou eie ek kruisig. Want daai ouetjie staan 'n pad van baie. Want slegs as jou eie ek kruisig, word jy deel van 'n gesonde liggaam. Gesonde lidmaat in Christus se gemeente. Wat ook in staat is om 'n liggaam te onderskei. Onderskei jy die liggaam van Christus? Of stel jy wat die hand is, nie eintlik belang wat die voet doen? Dit werk nie so nie. Ons is een liggaam. As die pinkie seer kry, dan is die liggaam daarmee heen. Dan kry ons almal seer. Wie elke dag sy eie ek kruisig, kry dan ook die krag om oor die drempel te kom en elke gemeentelid met belangstelling te benader.
Dis nogal groot. Om in mekaar se lewensbelang te stel, moet ek myself opoffer. Die derde en die laaste sakrament, sien ons dat hierdie is 'n verwagtingsvolle maaltyd. Ons verkondig die dood van die Here, totdat hy kom. En hiertoe roep Paulus ons op in 1 Korintiërs 11. Elke nagmaalsviering vernuwe hierdie verwagting. Maak ons hoop op die wederkoms weer lewendig. Want ons verkondig, Jesus is op pad. Nou is hierdie koningskap van Christus nog verborge. Vir een en elkeen van ons. In die sin dat ons as ongelowiges, as sondaars, nie die volle prentjie sien nie. Partykeer wil ons dit nie sien nie. Partykeer kan ons dit nie sien nie. Partykeer sluit ons oë vir die Here se heerskappy. Maar wie in geloof na hierdie wêreld kyk, sien hoe Christus besig is om te regeer. Hoeveel keer in die laaste 5 jaar het die mense al gesê, die oorlog is op pad, die einde is hier, ons gaan mekaar wegblaas. Hoe gereeld kyk ons nie na die tekens nie, maar sien ons dat God nog steeds regeer. Sien ons verby die wêreldse leiers en kyk na God en sê, U is nog steeds in beheer. Sien ons Christus op die hemelse troon sit. En so sien ons ook dan met geloofsoë vir Christus, wat vanaand in die gedaante van brood en wyn na ons toe gaan kom. Hierdie werking van sy Gees ervaar ons sy aanwesigheid. En die nagmaal wys ons daarop dat sy liggaamlike wederkoms ook steeds nader kom. Aan hom behoort alle heerskappy en sy dag is in aankoms. Jy kan maar gaan dagboek. Iewerste gaan God Jesus terugkom. En so gaan ons dan nou bid aan die nagmaal. Here, verleen ons U genade, dat ons blymoedig op ons kruis kan opneem, onsself verloon en ons Heiland bely. Leer ons om in alle droefheid ons hoof omhoog te hou, Here, en ons Here Jesus in die hemel te verwag, wanneer hy as ons bruidegom gaan kom, en by hierdie bruilofsmaal gaan aanbreek. Amen. Die Jode het destyds 'n gewoonte gehad, nadat hulle Jerusalem toe gegaan het vir die Pasgafees, en as hulle weer huis toe gegaan het, dan sê hulle vir mekaar, tot volgende keer in Jerusalem, wat volgende jaar gaan wees. Tot volgende jaar in Jerusalem. Hulle het uit alle uithoeke van die lande af saamgekom. Hulle het na mekaar toe gekom. Hulle het soheen toe gekom, eenmaal 'n jaar, om hulle Pasga te gaan vier. En net so wek die viering van die nagmaal ook die verwagting tot die volgende keer. Maar dan verkieslik tot die volgende keer in die koninkryk van Jesus. Mag dit vanaand die laaste keer wees dat ons sonder hom vier. Sonder dat hy weer liggaamlik aanwesig is. Verwag jy hom? Verlang jy nou? Sien jy die ellende in die wêreld raak? Sien jy die ellende tussen die armstes van die armerstes raak? Maar sien jy ook die ellendes tussen die rykes raak? Dit klink dalk nie goed nie. Maar wat sê die woord van ons? Hulle is net so goed, ondanks al hulle rykdom, om ook verlore te kan gaan. Sien jy dit raak? Kom jy elke dag tot die besef dat sonder Christus se wederkoms daar geen hoop vir hierdie aarde is nie. En mense soms kom wonder, gaan hierdie aarde nog oor 'n eeu bestaan? As dit van die mensdom afvlam, sal ons nie weet nie. Gaan ons mekaar dalk met atoombomme doodmaak? Vernietig ons onsself?
Maar ons kan gelukkig sê, ons glo in 'n voorsienige God. Ons kan op ons hoop op 'n mens plaas. Plaas jou hoop vanaand op God en op God alleen. Ek wil hê ons moet saam bid. Kom ons buig die hoofde en ons bid weer saam. Here Jesus, Maranatha, kom, Here Jesus, kom. Maar kom gou. Kom tot ons in 'n lewende verkondiging van die woord. Kom tot ons in u lewende water. Elke keer as ons doop. Maar Here Jesus, kom veral liggaamlik terug na ons toe. Op die wolke van die hemel. Op die jongste, op die gouste dag. Dat ons liggaam gelykvormig kan word aan u liggaam, Here. Dat ons lewe volledig vernuwe sal word volgens u beeld. Dat u liggaam, u kerk voltallig sal word. 'n skare mense wat niemand sal kan tel nie, wat in afwagting is op u wederkoms. En dat hulle, hierdie skare, die sagmoediges, wat u woord sê in Matteus 5 vers 5, Here, in nie herskape aarde mag beerf, waarop nie sonde en dood en oorlog en siekte sal wees. Kom, Here Jesus. Kom. Ja, kom gou, Here. Amen.